Ons is in Spreuke hoofstuk 8, ons gaan kyk na verse 6 tot 11. Spreuke 8 vers 6 tot 11 en het lees aan so. Hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek en my lippe gaan oop vir wat reg is. Want my verhemelte spreek waarheid en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg, daar is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. Neem my tug aan en nie silwer nie. En kennis liewer as uitgesoekte goud. Want wysheid is beter as korale en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie. Net so ver in die teks vandag. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid. Dankie dat U ons genadig is om wel U woord vir ons te gee. Maar Here, ons gebed is dat U ons sal help om ag te gee op die woord vandag, ag te gee op die wysheid, sodat ons wys kan wees en Here welbehaaglik kan lewe teenoor U. Lei ons in dit, o Here, lei ons deur die krag van die Gees, want ons is nietig, ons is stof en as. Ons het dit nie in ons, Here, om U te volg en te aanbid soos ons moet nie. Lei ons, o Here, want ons het die genade nodig, ook in hierdie oggend. Vra dit in U naam alleen, Here. Die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Ons laasweek begin met hoofstuk 8, wat weer eens handel oor die onderwerp van wysheid. En soos ons gesien het, wysheid is niks anders as die gebooie van die Here nie. Daarom kan selfs die eenvoudige wys wees, as hy net die gebooie van die Here hou. Of soos Moses vir die Israeliete gesê het in Deuteronomium 4 vers 5 en 6, kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand. Wysheid en ons verstand is om die gebooie van die Here te onderhou. Die wysheid waarvan ons praat is nie 'n algemene wysheid waaroor alle mense beskik nie. Byvoorbeeld beide gelowiges en ongelowiges is wys daarin om hulle vleis in die vrieskas te sit, almal weet dit. Dit is nie die tipe wysheid waarvan ons praat nie. Die wysheid waarvan ons teks praat is 'n wysheid wat onderskeid tref tussen die lewe en die dood, tussen die hemel en die hel. Of soos verse 35 en 36 van ons hoofstuk gaan sê, want hy wat my vind, met ander woorde wysheid vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here, maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Die wysheid waarvan Salomo praat is 'n wysheid wat gelowiges alleenlik kan hê, naamlik die gebooie van die Here, want die gebooie van die Here is ons wysheid, soos Moses ook vir ons sê. En daardie gebooie word alleenlik op die hart van gelowiges geskryf. Die gebooie van die Here is nie soet vir die ongelowige nie. Inteendeel, dit is 'n las, dit is bitter. Maar die gelowige aan die ander kant het 'n bonatuurlike begeerte om die gebooie van die Here te hou, om die wysheid te wil hê. Die gelowige het 'n liefde daarvoor, 'n liefde wat nie voorheen daar was nie. Maar verder meer, soos in ons teks genoem was, die wysheid van God, sy gebooie, roep primêr na die manne. Of soos vers 4 dit genoem het, ek roep na julle manne. Om 'n huishouding in wysheid te bestuur en om 'n huishouding te rig in die weë van die Here, kom primêr neer op die hoof van die huis en die man is daardie hoof. God het nie die wet vir Adam en Eva gegee nie. Hy het dit vir Adam gegee. Ons lees in Genesis 2 vers 16 en 17, en die Here God het aan die mens, dit is Adam, bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe, en eers 5 verse later, word Eva geskape. Adam het die wet gekry. Dit was sy plig om dit oor te dra.
Dit is die plig van die man om sy huishouding goed te regeer volgens die gebooie van die Here, of althans volgens wysheid. Bybelse wysheid. En dit is die plig van die vrou om gehoorsaam te wees tot die man se leiding. Maar vandag mag ons nie meer sê dat die vrou gehoorsaam moet wees aan haar man nie. Ons mag dit nie meer sê nie. Die gelowige mag en moet onderdanig wees aan Christus, en daardie onderdanigheid beteken gehoorsaamheid. Die slaaf moes onderdanig wees aan hulle eienaar, en daardie onderdanigheid het beteken gehoorsaamheid. Of soos ons lees in Kolossense 3 vers 22, diensknegte of althans slawe, soos dit vertaal word in Grieks, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. En kinders moet onderdanig wees aan hulle ouers, en daardie onderdanigheid beteken gehoorsaamheid aan ouers. Maar dan kom ons by die vrou se onderdanigheid, en daardie onderdanigheid mag nie gehoorsaamheid beteken nie. Tot haar man nie. Maar hoe lyk onderdanigheid sonder gehoorsaamheid? Hoe lyk dit? Hoe is jy onderdanig aan Christus, maar jy is nie gehoorsaam nie? Hoe is 'n kind onderdanig aan sy ouers, maar die kind is nie gehoorsaam nie? Onderdanigheid beteken noodwendig gehoorsaamheid. Wat beteken dat die mans moet seker maak, hulle ken die gebooie van die Here, en moet seker maak dat die wysheid van God in jou huis gevestig word. Dis jou plig. Jy moet iets gee om aan gehoorsaam te wees. En deel van daardie wysheid beteken, jy moet besef dat jy die man en die hoof van die huis is, en jou vrou is nie. En die verantwoordelikheid kom op jou as die man neer, nie op die vrou nie. Hou op om jou vrou 'n rol te gee wat sy nie moet hê nie. Want sy kan nie jou onderdanig wees en jou gehoorsaam wees as julle in 'n vennootskap is, of as julle dieselfde gesag in die huis het nie. Daar bestaan nie onderdanigheid in 'n vennootskap nie. Daar bestaan nie gehoorsaamheid in 'n vennootskap nie. Maar steeds sal mense omgekrap wees, want om te sê 'n vrou moet onderdanig wees is een ding, maar ons moet net nie sê die vrou moet gehoorsaam wees nie. Dit is 'n stap te ver. 1 Petrus 3 vers 5 en 6, want so het vroeër ook die heilige vroue, wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, soos Sara gehoorsaam was aan Abraham. Hoe het Sara haar onderdanigheid bewys? Deur gehoorsaamheid. Die wysheid roep spesifiek na die manne, van die verantwoordelikheid om daardie wysheid reg toe te pas binne die huis, kom neer op die manne. Jy moet iets gee om aan gehoorsaam te wees. En hierdie wysheid hou aan in ons teks vandag om hoofsaaklik tot die manne te spreek, wanneer dit dan sê in verse 6 tot 8, hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is, want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. Ons word geïndoktrineer met die idee dat die wêreld wysheid het om ons te bied. Of dat die wysheid van die wêreld meer van toepassing op ons is as die wysheid van God se woord. Maar die realiteit is, daar sal nooit 'n tyd in die geskiedenis van die mensdom bestaan nie, ooit nie, waar God se woord en sy wysheid en sy gebooie vervang kan word met menslike wysheid nie. Daar sal nooit 'n tyd bestaan nie. In die laat 1700s het daar 'n beweging onder die westerse samelewing plaasgevind wat genoem word die verligting of die eeu van rede, the enlightenment, soos wat die Engelsman sê. En dit was gekenmerk aan die vooruitgang van menslike intellek, so asof evolusie uiteindelik tot op die punt gevorder het, waar menslike intellek en die wetenskappe gestyg het tot op die punt waar ons nie meer op 'n wysheid buite onsself
hoef staat te maak nie. 'n eksterne wysheid hoef staat te maak nie. Ons kan nou op ons eie wysheid staat maak. The enlightenment, die verligting, die eeu van rede het aangebreek. Ons het uiteindelik gekom tot op die punt waar ons nou slimmer is as enige eksterne bron. Maar die realiteit is, God se woord en wysheid gaan tot in ewigheid nie vervang kan word nie. Nie met menslike intellek nie. En dit maak nie saak hoeveel tyd verbygaan nie. Dit gaan nooit vervang kan word met menslike intellek nie. Ongeag of 'n biljoen jaar verbygaan. In vers 6 sê die wysheid van God vir ons dat ons moet hoor, ons moet luister, dis wat dit beteken. Want sy spreek voortreffelike dinge. En daar sal nooit 'n tyd in die mensdom bestaan waar iets of iemand meer voortreffelike dinge as sy, die vrou wysheid, sal spreek nie. Sy spreek voortreffelike dinge en daar sal nooit 'n tyd in geskiedenis wees wat enigiets haar voortreffelikheid sal oorskry nie. En die vrou wysheid sê verder, en my lippe gaan oop vir wat reg is. Of soos ander vertalings vertaal, en die opening van my lippe is opregtheid. En daar sal nooit 'n menslike sielkundige ontstaan, of in menslike sielkunde ontstaan, in die geskiedenis van die mens, wat in meer opregtheid as dit kan praat nie. Menslike sielkunde gaan dit nie kan opkweek nie. Nooit in die geskiedenis van mense sal dit kan gebeur nie. Waar menslike sielkunde in meer opregtheid sal kan praat en tot ons spreek as die gebooie van die Here nie. Kan nie gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie. Ons sal nooit tot op daai plek bevorder word nie. Mens noem dit evolusie. Mense wat glo in evolusie wil onder die indruk wees, ons het uiteindelik tot op daai punt gekom. Gaan nie gebeur nie. Waar ons nou slimmer is as 'n eksterne wysheid, naamlik God se wysheid. Menslike sielkunde gaan nooit tot op daai punt kan kom nie. En die wysheid sê in vers 7, want my verhemelte spreek waarheid. En soos vers 8 sê, dit behels nie 'n greintjie valsheid nie. En so sal daar ook nooit 'n veld van studie ontstaan deur dokters of sielkundiges of enige ander professor wat meer waarheid kan spreek as die vrou wysheid, of althans as God se woord nie. Gaan nie gebeur nie. Nie deur enige professor, sielkundige of enige dokter nie, kan nie gebeur nie. En daar gaan nooit 'n veld van studie ontstaan wat 100% vry is van enige valsheid nie. Dit gaan ook nie gebeur nie. Die vrou wysheid het geen valsheid nie, maar daar gaan nooit 'n veld van studie in die menslike wysheid ontstaan wat 100% vry is daarvan nie. Daar word elke jaar honderde verskillende pille van die rakke afgehaal, want dokters maak foute. Daar word elke jaar honderde handboeke hersien, want wetenskaplikes maak foute. Daar word elke jaar allerlei studies hersien en teorieë opgedateer en boeke oor alternatiewe ouerskapmetodes geskryf en hoe om 'n goeie leier te wees, so asof almal bedoel is om leiers te wees en as jy nie 'n leier is nie, dan is jy mislukking. Waar kom dit vandaan? Maar die menslike wysheid gaan nooit kan vergelyk met die onfeilbaarheid, die foutloosheid en die genoegsaamheid, die waarheid van God se woord nie. Gaan nooit kan nie. Nooit. Nie in een enkele aspek nie. En om terug te kom na ons vorige gesprek, daar sou ook vir ons gesê word dat die huwelike vennootskap is en hoe om daardie vennootskap te balanseer. Maar dit is teenstrydig met die goddelike wysheid en wat die goddelike wysheid ons leer rakende huwelik en hoe 'n huwelik moet lyk. Daar is een allerwyse een en dit is God.
En sy wysheid word net op een plek vasgevang. En dit is in sy woord. En dit staan tot in ewigheid. Dis die enigste plek. En dit gaan vir ewig die enigste plek wees. En as sy woord nie perfek is en sonder fout is en 100% vertrou kan word vir elke aspek van ons lewens nie, wel dan is hy nie God nie. En indien iemand anders se woord op daardie selfde standaard en vlak gestel kan word, dan behoort hulle God te wees. Dan is hulle God. En ons behoort dan na hulle te luister eerder as die een wat die hemel en die aarde geskaap het. Maar die realiteit is, daar sal nooit enige wysheid voortkom vanuit die mens wat naby die gesag en die wysheid van God se woord kan kom nie. En ek lê klem op hierdie feit. Want solank as wat ons onder die indruk is, dat daar dalk een enkele aspek van ons lewens is, waar die wêreld meer wysheid gaan hê. Selfs al is dit in die kleinste onderwerp, as wat God se woord daaroor gaan hê, dan het ons nog steeds nie 'n begrip vir die genoegsaamheid van God se woord nie. As ons enigsins in een enkele aspek staat maak op menslike wysheid bo God se woord, dan het ons nie 'n begrip vir wat God se woord is nie. Jesus bid tot die Vader en sê in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid, u woord is waarheid. Jesus sê nie, heilig hulle in die waarheid, u woord is waarheid, en voeg so 'n bietjie sielkunde by, sodat hulle regtig volmaak kan wees nie. Sien wat Jesus sê nie? Nee, en soos 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 ons leer, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot die lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. Alles waarvan ons teks praat, die voortreffelike dinge wat gespreek word, die lippe wat reg spreek, die verhemelte wat waarheid bring, waarin daar geen valsheid kan wees nie, vind ons alleenlik in die woord van God. En enigiets anders neem 'n uiterse ver tweede plek in. 'n Oneindige ver tweede plek in. Gooi jou Jordan Peterson boek maar in die drom, want sy sielkunde vergelyk nie met die wysheid van God se woord nie. Gooi dit in die drom. Gooi dit weg. Sy wysheid gaan nooit vergelyk met God se woord nie. Dit kan nie. Want as dit doen, dan is hy God. Want wat ook al hy sê, gaan of vals wees, of God se woord gaan dit met meer gesag en duidelikheid kan sê. En wie is die persoon wat hierdie beginsel begryp? Dit is die verstandige. Dit is die verstandige wat begryp dit wat die woord nou vir ons sê. Vers 9, hulle is almal duidelik, hierdie wysheid is almal duidelik vir die verstandige. En is reg vir die wat kennis gevind het. Dis die mense wat hierdie begryp. Die verstandige. Die verstandige en die wyse persoon is die persoon wat besef waar om wysheid te kry. Dit is die persoon wat ware kennis verkry het, wat hierdie lering van wysheid aanneem. Wat na God se woord toe draai vir elke aspek van die lewe. Dis die wyse persoon. Die verstandige en wyse persoon is nie die persoon wat God se woord aanvul met wêreldse wysheid en wêreldse sielkunde nie. Dis nie die wyse persoon nie. Die verstandige en wyse persoon is nie die persoon wat God se woord in een aspek vertrou, maar in 'n ander aspek meer ag gee op menslike wysheid en sielkunde nie. Jy is nie wys nie. Jy is nie wys as jy dit doen nie. Inteendeel, jy is 'n dwaas.
En jy stel ander mense se woord gelyk aan God se woord. Hierdie wysheid waarvan ons teks praat, wat voortreffelik is bo alle dinge, hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. Byvoorbeeld, God se woord sê, raak ontslaaf van jou skuld. Maar gelowiges sal steeds wêreldse wysheid aanhaal en sê, ja, maar Robert Kiyosaki sê, ons moet soveel skuld maak as moontlik en soveel eiendomme koop as wat ons kan. Dis wat Robert Kiyosaki sê. God se woord sê, tugtig jou kinders. En nou die een wat dit nie doen nie, haat sy kind. Maar gelowiges sal sê, ja, maar dit werk nie. So ons gaan eerder hierdie alternatiewe metodes gebruik, om in 'n hoekie sit, want daar word vir ons gesê, dat ons ou denneboompie nie goed gaan reageer op Bybelse tugtiging nie. As Spreuke 13 vers 24 sê, wie sy roede spaar, haat sy kind. Wie sy roede spaar, haat sy kind. As jy hom in die hoekie sit, dan weet jy, hy moet getugtig word. As hy nie getugtig word volgens die Bybel se tugtiging nie, dan doen jy nie dit wat jy weet jy moet doen nie. Jy haat jou seun, jy haat hom. Mans, wees die hoof van jou huis, en vrou, wees onderdanig aan jou hoof. Ja, sê sommige gelowiges, maar ons huwelik is 'n vennootskap. En weet jy wat, dit werk vir ons. Ons vennootskap werk. Maar om saam in te trek voor die huwelik, werk ook vir baie mense. Maar dit bly 'n sonde. Dit bly dwaas. Ek gee nie om of dit vir jou werk nie. Die wyse persoon is die persoon wat besef waar om wysheid te kry. En daardie wysheid is alles duidelik vir hom en dit is reg vir hom, sê die skrif. Dit is die persoon wat wys is. Dis die persoon wat weet waar om wysheid te kry. Dit het nie aanvulling nodig nie. Want God se woord is genoegsaam sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. En die wyse persoon met kennis het 'n begrip vir hoe voortreffelik die wysheid van die Here is. En daarom soek die persoon wat werklik wys is, ook nie alternatiewe nie. Hy soek dit nie. Want vir die wyse persoon is daar nie 'n alternatief tot die allerwysheid van God se woord nie. Daar is nie 'n alternatief vir die wyse persoon nie. Hy luister na God se woord. Want hy weet waarom wysheid te kry en dit is waar hy dit kry. Daar is nie 'n alternatief nie. Daar is nie iets om dit mee aan te vul nie. Daar is nie, ja, maar dit werk nie vir my nie, so ek gaan eerder hierdie ding probeer nie. Dan doen jy dit nie reg nie. Die wyse persoon wat werklik wys is, het 'n begrip vir hoe kosbaar die wysheid van die Here is. En om dit te verruil vir wêreldse wysheid, is soos om goud vir grond te verruil. Inteendeel, nie eens goud of silwer vergelyk met die kosbaarheid van God se woord nie. En daarom sê vers 10 en 11 vir ons, neem my tug aan en nie silwer nie. En kennis liewer as uitgesoekte goud, want wysheid is beter as korale. En al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie. Nou, as ons nie die Here vertrou nie, en nie geloof het, dat die Bybel wel God se woord is nie, en as ons dus nie 'n begrip het vir hoe kosbaar sy waarheid is nie, dan gaan ons dit verruil vir wêreldse wysheid. As ons nie die waarde daarvan besef nie, dan gaan ons dit ruil vir wêreldse wysheid. En mense wat hulle self gelowiges noem, doen dit op 'n daaglikse basis. Jy gaan 'n vennootskap hê in jou huwelik.
Jy gaan na Robert Kiyosaki luister. Jy gaan eerder ag gee op Jordan Peterson. En jy gaan jou seun haat en hom na die hoekie toe stuur en die roede terughou. Jy gaan dit doen. Nou, dit is nie noodwendig lekker om God se woord aan te neem nie, maar dit sal altyd goed en wys en kosbaar wees. En beter as enige alternatief. Want soos die skrif sê, dit is 'n tug. Maar ons moet daardie tug aanneem, sê die skrif. Dit is 'n tug. En hierdie begrip staan weer in kontras met die ontugtige vrou van die vorige hoofstuk. Want die ontugtige vrou se spraak is vol vleitaal. En dit begin met mooi praatjies, soos vers 21 van hoofstuk 7 gesê het. Sy bring mooi praatjies. Maar haar mooi praatjies lei tot die dood. Of soos vers 27 gesê het, haar huis is weer na die doderyk wat afdaal na die kamers van die dood. Dit begin met mooi praatjies, maar dit lei na die dood. Die vrou wysheid se taal aan die ander kant is dalk moeilik aan die begin, dit is 'n tug en bestaan nie uit mooi praatjies nie. En soos die skrif sê, dit is 'n tug, maar dit lei na die lewe. Neem die tug aan. Dit is dalk nie mooi praatjies nie, dis 'n tug, maar dit lei na die lewe toe. Maar neem dit aan. En dit is ook hoe ons baie keer Bybelse kerke van onbybelse kerke kan onderskei, want word God se woord gebring met 'n klomp mooi praatjies, soos die ontugtige vrou se praatjies ook maar begin? Of word sy woord gebring, maar dit voel soos 'n tug? Maar dit is die wyse persoon wat begryp dat daardie tug wat ons moet aanneem, beter is as korale en al die kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. Dit is nie veel anders as die vergelyking tussen 'n pa wat sy kinders tugtig en 'n pa wat nie sy kinders tugtig nie. Of weer eens so Spreuke 13 vers 24 sê, wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. Dieselfde kan gesê word van vriende. Spreuke 27 vers 6, getrou is die wonde van 'n vriend, maar die kusse van 'n hater is oorvloedig. En dieselfde kan gesê word van die Here, want soos ons lees in Hebreërs 12 vers 5 tot 8, en julle het die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, of soos ons teks dit sê, neem my tug aan. As julle die tugtiging verdra, Hebreërs 12 vers 7, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders. En julle is nie seuns nie. Die wyse persoon, die ware kinders van die Here, neem die tug van die Here aan. Hoe? Deur om sy woord nie te verwerp nie. Ons skrif sê, neem die tug aan. Hoe? Deur om die woord en die wysheid nie te verwerp nie. Deur om dit nie te verruil vir wêreldse wysheid nie. Deur om die tug van wysheid aan te neem, eerder as om ag te gee op wêreldse wysheid. Daar is nie 'n geval waar ons die tug van wysheid nie aanneem nie, maar nog steeds kinders van die Here is nie. Ons kan nie die tug van die Here verwerp, sy wysheid verwerp, maar nog steeds kinders wees nie. Daar is nie so 'n geval nie.
Want soos Hebreërs nou net gesê het, maar as julle sonder tugtiging is, met ander woorde, as julle daai tug nie wil aanneem nie, julle verwerp daai wysheid. As julle sonder tugtiging is, dan is julle onegte kinders en julle is nie seuns nie. En die Here is ons genadig om ons 'n wysheid te gee wat meer kosbaar is as korale. En dit is meer kosbaar as, soos ons teks sê, uitgesoekte goud. Daar is niks wat daarmee vergelyk kan word nie. Niks nie. Die menslike wysheid kan nie naby dit kom nie. Selfs al streef ons en ons beste wetenskaplikes en ons beste sielkundiges, selfs al streef hulle vir 1 miljoen jaar na wysheid, dit gaan nie daarby kan uitkom nie, dit kan nie, want hulle is nie God nie. Maar dit is net die kinders van die Here wat wel sy tug aanneem, die wysheid nie verwerp nie. Dit is net die kinders wat sê, ek gaan nie na wêreldse wysheid toe gaan nie. Dis die wyse persoon wat sê, ek neem dit aan. Dis die wyse persoon wat sê, hy weet waar om wysheid te kry, en daar's net een plek. In Handelinge 3 vers 6 tot 8, ter afsluiting sien ons. Petrus sê vir die krippel bedelaar wat by die tempel sit, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan die regterarm hand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword, en hy het opgespring, en gestaan en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring, en God prys. Die ongelowige soek eerder die goud en die silwer. Die ongelowige soek eerder die wysheid van die wêreld. Die gelowige soek Jesus Christus en die volheid van sy waarheid. En hy prys die Here, soos hierdie krippelman, wanneer hy dit kry. Want dit is meer kosbaar as enigiets anders, en sy tugtiging beteken dat ons werklik kinders is. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid, ons dankie vir die wysheid, Here. Here, ons bid dat U ons sal vergewe, waar ons die woord verruil vir die woord van mense, waar ons die wysheid verruil vir die wysheid van mense, dat ons onder die indruk gekom het dat mense meer wysheid het om te deel as U woord, dat die metodes van die wêreld beter is as die metodes wat in die woord vir ons voorgeskryf word. O Here, laat ons nie ag gee op daardie dwaasheid van die mens, Here. Mag ons U tug aanneem. Mag ons die woord nie verwerp, Here. Nie omdat ons wetties wil wees, Here, maar omdat ons besef hoe kosbaar dit is. Help ons om te weet waar ons wysheid kan kry. Here, laat ons dit nie verruil vir enigiets in die wêreld nie. Mag ons nooit dit verruil vir enigiets in die wêreld nie. Lei ons, o Here, want ons het leiding nodig. Mag die Gees in ons harte werk, want ons het werk nodig. Mag U ons help om gehoorsaam te wees, Here, want ons het nodig om gehoorsaam te wees. En maak ons wys, o Here, want ons het nodig om wys te wees. Help ons om te weet waarom wysheid te kry. En mag ons dit nie aanvul met dwaasheid nie. Wees ons genadig hierin, o Heer, want ons is maar swak, ons is maar nietig. Wees ons genadig, Here. Nie om ons naam ontwil nie, maar om U naam ontwil. In Jesus se naam. Amen.